Hemelse Vader, ons kom nader U. Here, ons wil graag by U voete kom sit. Here, ons wil U eer vir die Skepper God, die een wat alles onderhou. Ons wil U, Here Jesus, kom erken en kom verklaar dat U die enigste ware verlosser en redder is. Here, en ons wil graag meer van U leer. Daarom vra ons dat U deur die woord en deur die Gees met ons sal praat en ook ons vanoggend sal help om te hoor wat dit is wat U graag vir my wil kom sê. Amen. Ons skriflesing kom uit Matteus 25 uit, daarvan vers 14 tot en met vers 30, en die Bybel hier voor my is dit op bladsy 41. Matteus 25 van vers 14 tot en met vers 30. Ons sluit dan vanoggend ook ons reeks af wat dan gaan oor geloofsaspekte wat help om ons geloofsvorming te bevorder. Dis die 9de een en dan ook die laaste een in die reeks. Begin vir ons van vers 14 af lees. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde een 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een met 5 goue muntstukke ontvang het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in my vreugde." Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê: "Meneer, ek ken nie en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is u geld terug." Toe sê sy eienaar vir hom: "Jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moet jy my geld in die bank gesit het en dit sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nutlose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners." Ek lees tot sover, ek dink belangrik net om mooi te sien waar hierdie perikoop inpas in die Matteus Evangelie. Net die perikoop voor dit het gehandel oor die 10 meisies en dan net die volgende een handel oor die profetiese rede, die laaste oordeel. So hierdie is 'n beeld wat die Here Jesus gebruik om iets te verduidelik van wat Jesus gaan agterlos wanneer hy opvaar hemel toe en dan wanneer hy weer gaan kom, wat die verwagting is van wat hy graag wil vind. Ek dink elkeen van ons hou daarvan om te kan sê dat sekere goed aan ons behoort. Te kan sê, maar hierdie is myne.
Mens sien dit van kleins af met kinders, né? Hulle het sekere speelgoed, sekere goed en dis hulle sin en dit behoort aan hulle. En op 'n stadium as kinders klein is, moet mens mooi vir hulle leer om te kan deel met ander ook, want baie keer wil hulle nie deel nie, hulle wil die goed vir hulle self hou om te sê maar dit is myne en die maatjies mag nie met hierdie speelgoed van my speel nie. En dis nie noodwendig verkeerd om eienaarskap te vat van goed, om te sê hierdie goed is myne nie. Ek onthou toe ek jonk was en ek my eerste studentemotor gekry het, al was dit 'n ou tweedehandse kar, hoe veel werd dit van my was. Hoe belangrik vir my was om te kan sê maar hierdie kar is nou myne. Ek het nie meer nodig om verleë in my ouers se oë te kyk as ek iewers terheen wil gaan nie. En dit help ou baie keer om 'n stuk onafhanklikheid te bereik, om te kan sê maar ek is meer onafhanklik, ek is nie meer afhanklik van baie mense nie. So is al meeste van julle wat hier so sit, seker aan iets kan dink, miskien is dit jou eerste huis wat jy kan onthou wat vir jou so belangrik was, of dalk is dit die eerste keer wat jy 'n bepaalde kwalifikasie bereik het, of 'n bepaalde sport in jou werksomgewing, of in die sport wat jy beoefen, en is lekker om te kan sê dit is myne. So baie keer kom ons agter, is vir mense ook lekker om te kan sê, maar dis my idees, was my idees wat gevat is en verder uitgebrei is, en my idees was suksesvol, het dit gewerk. Soms lê dit op eenvoudige vlakke, soms gaan ry hy ou daar deur die wildtuine, en dan is dit lekker vir die kinders om te kan sê, maar ek het eers daai leeu of luiperd raak gesien, dis my leeu of my luiperd, en dan is daar baie keer 'n stryery oor wie het hom regtig eers raak gesien, want hulle wil kan sê dit was myne gewees. Ons leef ook al hoe meer in 'n wêreld wat vir ons kom leer dat goed is joune, en as dit joune is, het jy dit verdien en jy kan daarmee maak net wat jy wil. Maar wanneer ek 'n kind van die Here is, dan gee die Here vir my so 'n bietjie 'n ander perspektief op alles wat ek het. As ek sê ek is deel van God se geloofsfamilie, dan moet ek leer soos wat ek geestelik groei en ontwikkel, dat daar ook 'n ander kant is en 'n ander kyk is wat belangrik is oor alles wat ek het. Die Bybel is baie duidelik daaroor, en die Bybel kom leer vir ons en sê vir ons, maar eintlik behoort alles volledig aan God. Ook al daai goed wat ek sê is myne, is eintlik die Here se. En eintlik is dit net op grond van genade wat die Here 'n klomp goed vir my leen, vir my gee, om iets daarmee te maak in hierdie lewe. Eintlik, as ons mooi daaroor gaan dink en ons verstaan dit wat die Bybel ons kom leer, dan stel die Here vir my en jou aan as rentmeesters, as bestuurders van alles wat hy aan my toevertrou, en dan verwag hy van my om alles wat hy my toevertrou so te bestuur, dat dit tot eer en verheerliking van sy naam sal wees. Want dis tog wat 'n bestuurder doen in vandag se terme ook. As jy jou eie besigheid het, stel jy soms 'n bestuurder aan, en jou verwagting is dat daai bestuurder jou besigheid so sal bestuur, sodat dit is soos wat jy wil hê dit moet wees. Daai bestuurder kan nie net maak wat hy wil en besluit wat hy wil nie. Hy moet bly binne in die grense wat jy vir hom gestel het. As jy vanoggend hier sou sit en jy's 'n bestuurder van iemand se besigheid, dan sal jy dit weet, né? Die verwagting is dat jy op 'n bepaalde manier die persoon se goed sal bestuur, en dat jy binne in daai grense sal bly. En dis eintlik wat die Here van my en jou ook verwag. Die Here kom verwag het ook van ons. Psalm 24 vers 1, wat as wotum gelees het, sê die volgende: die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Ja, ook ek en jy behoort aan die Here. Nie net al hierdie ander goed en alles wat die Here vir my gee nie,
Alles behoort aan God. Hoekom? Want God is die skepper God. God is die een wat alles gemaak het. God het alles geskep. En toe weet ons almal wat gebeur as gevolg van sonde, word God se eiendom in 'n sekere sin van hom vervreem. Want die duiwel probeer dit wat aan God behoort van God af wegrokkel. Die duiwel wil ook God se eer en sy heerlikheid vir hom vat, die eer en heerlikheid wat die Here toekom. En dit het Jesus Christus gekos om die Golgotha pad te stap, om weer God se dit wat aan hom behoort, weer met God te herenig, te verenig. In 'n sekere sin het dit Jesus die Golgotha pad gekos om te stap, om ons weer terug te koop vanuit dit wat sonde kom doen het, omdat sonde ons kom wegrokkel het. En daarom behoort ek en jy en alles eintlik dubbel aan die Here. Want ons is deur God geskep en toe is deur die Here weer teruggekoop deur Jesus Christus. So ons is eintlik en alles wat ons het is eintlik dubbel die Here se. En daarom kan die Here kom en my en jou roep en oproep om te sê, maar ek en jy moet rentmeesters vir die Here wees. Dis 'n roeping wat die Here vir my en jou gee. Die Here kom en sê vir my en jou, ek vertrou 'n klomp goed aan jou toe. En ek wil graag hê jy moet die beste daarmee maak wat jy kan tot eer en verheerliking van my naam. Die beste daarmee maak en dit wat ek aan jou toevertrou binne in die grense wat ek vir jou stel as God. Daarom dan in 1 Korintiërs 4 is Paulus aan die woord en dan skryf Paulus die volgende: So moet julle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees. So Paulus praat hier nou baie besonder op 'n geestelike vlak, die Here wat aan hulle sy goeie nuus, sy boodskap, die evangelie toevertrou het en dat hulle dit moet gaan uitleef en 'n goeie bestuurder daarvan moet wees om die Here se boodskap die wêreld in te vat. Maar dan belangrik aan sê, maar van bestuurders word vereis om betroubaar te wees. Ons kan dit ook vertaal met getrou te wees. En dis wat die Here van my en jou ook vra. Die Here kom vertrou 'n klomp goed aan my en jou toe. Ook die evangelie. Die evangelie is ook een van die goed wat die Here aan my en jou toevertrou en wat die Here mee sê, maar wat maak jy met dit wat ek aan jou toevertrou? Doen jy iets met die evangelie? Gaan leef jy dit uit? Gaan vertel jy vir ander van die Here? En dan vra die Here, maar wat is die belangrike ding? Waaroor gaan dit? Dit gaan oor betroubaar wees, getrou wees aan dit wat die Here vir jou gee. Dit gaan nie noodwendig oor die grootheid en hoe baie jy vermag nie. Dit gaan oor, is jy betroubaar, is jy getrou aan die roeping wat die Here vir jou gee. Dit is amper soos iemand kry om sy huis te gaan oppas. As jy iemand kry om jou huis op te pas, dan wil jy hê dat daai persoon jou plek netjies en veilig sal hou en sal sorg dat alles reg sal loop. Maar daai persoon het nie die reg om in jou huis in te kom en in jou hele huis te gaan rearrange en verander en te goed te skuif soos hulle wil hê dit moet lyk. Dit is iets daarvan wat die Here van my en jou ook vra om te sê, maar hy roep ons en hy gee 'n klomp goed wat aan ons toevertrou. En ek moet dit so bestuur soos wat die Here wil en nie noodwendig ek. Nou waarvan is ons alles rentmeesters? Ek dink die een wat gewoonlik altyd eerste by enige iemand se gedagtes opkom, is die feit dat ons rentmeesters is van besittings en geld. Die Here gee vir my besittings en geld en dit val nie noodwendig uit die lug uit nie. Die Here gee vir my die kennis, die vermoë, die verstand om te kan werk vir geld en besittings te bekom. Maar dit bly nog steeds die Here se. En dit bly nog steeds 'n stuk genade wat die Here vir jou gee om dit te kan verkry in jou lewe. En dan vra die Here van jou dat jy jou besittings en geld so sal bestuur dat die Here daardeur verheerlik sal word. Ons weet in die Ou Testament was daar baie sterk gefokus op 'n tiende, om 'n tiende vir die Here te gee.
Maar dan weet ons, dit het op 'n stadium begin verkeerd loop. Gaan blaai maar net weer 'n bietjie slag daar deur die klein profete en hoor die aanklagte van die Here teenoor die volk om te sê, maar julle bring tiendes, maar julle harte is nie daarin nie. Dit het maar net 'n ritueel geword, dit het maar net 'n iets geword wat julle voel julle moet doen. Julle doen dit nie meer omdat julle werklik my liefhet en iets vir my wil doen nie. Daarom dat ons lees in 2 Korintiërs 9 vers 7 skryf Paulus en sê hy, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met droefheid of met dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. So wat kom sê hy? Die Here sê maar dit gaan oor 'n verhouding en wanneer jy jou geld en jou eiendom bestuur, moet jy dit so doen dat dit vanuit jou hart uitkom. Omdat jy lief is vir my, omdat ek in 'n verhouding met my leef, wil jy jou geld so bestuur dat dit tot eer van die Here is. En daarom skryf hy net in die volgende versie, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. So wat kom sê hy? Hy kom sê, maar die Here gee altyd vir jou meer as wat jy nodig het, jy sodat jy dit kan gebruik om God te verheerlik, jy sodat jy dit kan gebruik om God se werk hier op aarde te ondersteun en so meer. Die Here sê maar, by einde van die dag, gaan dit nie net oor 'n tiende nie, dit gaan oor alles wat hy vir jou gee. Dat jy alles wat jy besit, alles wat jy het, so sal bestuur, so sal aanwend, dat dit die Here se goedkeuring wegdra. En dit beteken nie, jy moet nou alles vir die kerk gee nie, glad nie. Dit beteken net, dat jy dit so sal bestuur, sodat God daardeur sal verheerlik word. Want God het ook 'n verantwoordelikheid by jou geplaas om te sê jy moet sorg vir jou gesin en jou familie en so meer. So om dit so aan te wend is ook tot eer van die Here. Maar die Here sê wend dit so aan dat hy daardeur verheerlik gaan word. En dan 'n baie belangrike stelling wat ek raak gelees het is die volgende: God kyk nie hoeveel jy het nie, maar wat jy doen met wat jy het. Gaan nie vir God oor hoeveel jy het nie. Vir hom gaan dit oor, maar wat maak jy met dit wat hy vir jou gegee het? Daarom dan hierdie gelykenis. Party het dalk 5 gekry, ander het 3 gekry, een het dalk 1 gekry. Vir die Here maak dit nie saak of jy 5 of 3 of 1 of hoeveel jy het nie, maar wat doen jy met dit wat die Here aan jou toevertrou het? Gebruik jy dit so dat God daardeur verheerlik sal word? Bly jy binne in die grense wat God vir jou gestel het? Die tweede ding wat ons gewoonlik kan dink as ons praat oor rentmeesterskap is die gawes en die talente wat die Here vir ons gegee het. Want die Here gee vir elkeen van ons bepaalde gawes, talente en vermoëns. En die gevaar kom dat ek dit net gebruik tot my eie voordeel en my eie selfverryking en tot my eie eer en aansien. En dis glad nie wat die Here wil hê moet gebeur nie. En ek wil nie te lank by hom stil staan nie, ons het vroeër in die reeks alreeds daaraan geraak. 1 Korintiërs 12 vers 7 wat sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Die Here kom sê, maar ook jou gawes, jou talente, jou vermoëns, is ook iets wat ek vir jou gee, met die doel dat jy 'n goeie rentmeester daarvan moet wees, 'n goeie bestuurder daarvan moet wees. Sodat jy dit so sal bestuur, so sal aanwend, tot eer van God sal wees, maar dan tot voordeel van die geloofsgemeenskap waarbinne die Here jou geplaas het. Moenie net om jouself gaan nie. Jy moet sê, maar ek moet dit so aanwend, so gebruik, dat God se koninkryk daardeur bevoordeel sal word. En baie keer is dit waar ons stop wanneer ons dink oor rentmeesterskap, maar ek wil nog so 'n paar ander gedagtes by julle los. Ons is ook rentmeesters van God se skepping. God het ook gegaan en gesê, maar hy het hierdie wonderlike skepping gemaak, hierdie aarde waarop ons bly, maar ek en jy word ook aangestel as rentmeesters en bestuurders van God se skepping, die aarde waarop ons is.
Dis inteendeel van die eerste opdragte wat die Here in die Bybel vir die mens gegee het. Gaan kyk aan Genesis 2 vers 15, dan staan daar, die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Nou wat anderster is dit as om 'n goeie rentmeester, 'n goeie bestuurder te wees as die Here sê, bewerk dit en pas dit op. Daarom, en ek dink dis een wat ons baie keer maklik vergeet, sê die Here vir my en jou, as jy kind van die Here is, kan jy nie maar net ongeërg aangaan met die skepping om jou nie. Dan sê die Here, maar as jy sy kind is, dan het jy ook 'n verantwoordelikheid as rentmeester en bestuurder teenoor God se skepping, teenoor die natuur, die aarde waarop die Here my en jou dan ook geplaas het. Want wat is die skepping anderster as die Here se handewerk, as die Here se kunswerk? Hierdie skepping waarin ons is God se skepping, dis sy kunswerk. En hoe sal jy voel as jy een of ander kunswerk gemaak het en ander mense kom en hulle kom verniel dit en beskadig het? Hoe sal jy voel? Ek en jy bly in God se kunswerk. En daarom kan ons nie maar net ongeërg wees oor goed soos besoedeling en ons effek op die skepping waarin God ons geplaas het nie. Daarom het ek en jy 'n verantwoordelikheid om ook as rentmeester dit reg te bestuur en 'n bietjie te gaan nadink en nie ongeërg te staan oor die effek wat ons as mense het op die aarde nie. Dan 'n volgende een. Ons is ook rentmeesters van tyd. Die Here gee vir my en jou tyd as seker die mees kosbaarste ding. Wat maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy kan nooit môre terugkry nie. Jy kan onder geen omstandighede teruggaan en môre gaan verander nie. Jy kan al die goud in die hele wêreld hê, maar jy kan nie die horlosie met al daai geld 'n minuut terugdraai nie. As die tyd verby is dit verby. En daarom moet ek ook 'n goeie rentmeester, 'n goeie bestuurder wees van die tyd wat die Here vir my gee. Elke dag, elke oggend as ek my oë oopmaak, gee die Here vir my 'n nuwe dag met 'n beperkte hoeveelheid ure in. En daarom moet ek ook my tyd mooi bestuur, reg bestuur as 'n goeie rentmeester. Dit so bestuur, so aanwend sodat die Here ook verheerlik kan word met dit waarmee ek besig is. En hier moet ons baie mee onderskei tussen wat die wêreld vir ons sê, wat is 'n doeltreffende aanwending van ons tyd en wat uit God se perspektief 'n effektiewe aanwending van ons tyd is. Want ons weet vir God is verhoudings baie belangrik. En so baie keer ly verhoudings skade, want ek dink ek moet my tyd reg bestuur, so ek moet heeltyd werk en besig wees en dan kom ek nie by verhoudings uit. Amper ietsie van wat ons sien in die verhaal van Martha en Maria. Maar Martha heeltyd hard besig wees en Maria by Jesus se voete gaan sit en Martha na het kwaad raak om dit, hoekom help Maria nie? En daarmee kom sê Jesus nie vir Martha is verkeerd om besig te wees nie. Hy kom stel net die perspektief om te sê, maar ons moet besef, daar moet ook tye wees wat ons moet stil sit by die Here se voete, tyd wat ons moet spandeer aan verhoudings bou. En nie net heeltyd so besig wees dat verhoudings agterweë bly nie. Efesiërs 5 vers 16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Met ander woorde, bestuur jou tyd sodat die Here ook in die manier hoe jou tyd bestuur verheerlik sal word. Spandeer tyd aan verhoudings soos die Here van jou vra. Net 'n laaste gedagte, daar's natuurlik ander ook, maar net enkeles wat ek wil uitlig. Ons is ook rentmeesters van ons eie liggaam, bestuurders van ons liggaam. En ek dink ons vergeet dit ook. Die Bybel kom sê vir ons, hierdie liggaam van jou, selfs jou liggaam behoort in die eerste plek nie aan jou nie, dit behoort in die eerste plek aan Jesus, wat jou kom vrykoop het, kom loskoop het. 1 Korintiërs 6, 19 en 20 sê, of besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie.
Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet dus God in julle liggaam verheerlik. Selfs hierdie liggaam van my behoort in die eerste plek aan die Here. Hierdie liggaam van my is God se tempel, want sy Heilige Gees kom woon in my. En daarom moet ek ook 'n goeie bestuurder wees van my liggaam. Met ander woorde, ek moet 'n goeie bestuurder wees van hierdie tydelike woonplek wat die Here vir my gegee het, om my lewe so te bestuur dat die Here daardeur sal verheerlik word. Dit wat ek mee besig is, dit wat ek met my liggaam doen, moet van so 'n aard wees dat dit ook tot eer van die Here is. Ek moet eerder die Here verheerlik deur my liggaam as wat ek besig is om sonde met my liggaam te doen. Want my liggaam is God se tempel. Daarom moet ek ook dink, hoe is ek 'n goeie bestuurder van my woorde wat ek gebruik? Is ek 'n goeie bestuurder van my dade? Is ek 'n goeie bestuurder van my gedagtes? Want ook dit wil die Here hê, moet ek so bestuur dat dit tot eer en verheerliking van sy naam sal wees. Om 'n goeie bestuurder te wees, 'n goeie rentmeester, beteken nie ek moet nou voel dit is onder dwang of ek doen dit vanuit skuldig voel nie. Nee. Ek moet 'n goeie rentmeester, 'n goeie bestuurder vir God wees, omdat ek so dankbaar is vir dit wat die Here vir my gedoen het, omdat ek moet besef, maar alles wat ek het is eintlik die Here se. Alles wat die Here aan my toevertrou kom van hom af, en is die eerste plek syne, en hy gee dit vir my hier op aarde, om dit so te bestuur, so te gebruik, sodat sy naam verheerlik kan word, en dat sy koninkryk daardeur gebou kan word. As ons dit snap en begin verstaan, dan gaan ons anderster begin leef. Dan gaan my geloofslewe anderster begin lyk. Dan gaan ek groei in my geloofslewe as ek besef, maar ek moet al hierdie goed, alles maar alles van my lewe bestuur as 'n goeie rentmeester. Daarom sê Kolossense 3 vers 23, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Mag dit waar wees van elkeen van ons dat ons so sal leef, dat alles wat ons doen, alles waarmee ons besig is, ons dit van harte sal doen vir die Here en nie vir mense of vir onsself nie. Kom ons sit net so, dan met ons saam. Dankie Hemelse Vader vir al die seëninge en vir al die goed wat U aan elkeen van ons kom toevertrou. Here, help ons dat ons getroue bestuurders sal wees van dit wat U vir ons gee. Dat ons betroubaar sal wees om dit wat U vir ons gee so te bestuur, so te hanteer, dat U daardeur verheerlik sal word. Dat ons altyd sal onthou, dit gaan oor wat U wil is in die eerste plek en nie my wil. En dat ons alles binne in die grense sal aanwend wat U vir ons gestel het. Here, en dankie dat ons weet, dit maak nie saak hoeveel ek gekry het. Net soos met hierdie arbeiders in Matteus 25, het U verskillende hoeveelhede vir verskillendes gegee. Elke slaaf het 'n ander hoeveelheid gekry. Wat dit vir U belangrik was, maar wat het hulle daarmee gemaak? Here, en help dat wanneer U weer kom, ons sal wees soos die eerste twee wat kan sê, Here, maar ek het dit wat U aan my toevertrou het gebruik en ek het dit gebruik om U koninkryk te laat groei. Ek het dit gebruik om 'n verskil te maak in die koninkryk. Help dat ons nie sal wees soos die laaste slaaf wat eintlik niks gedoen het met dit wat U vir hom gegee het nie. Niks vir U gedoen het met dit wat U aan hom toevertrou het. Help dat ons getrou sal wees om dit wat U aan ons toevertrou te gebruik, ongeag hoe baie of hoe min dit is. Om so te leef dat U daardeur verheerlik sal word en U daardeur geëer sal word. Help ons as gemeente om so te leef dat ons al hoe meer 'n verskil sal maak in hierdie wêreld. Ons vra dit in U groot en heilige naam alleen.
Amen. Ontvang ook die seën van die Here aan wie alles behoort. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.